Geliefdes, dit is Vrydag die 26ste September. Ons het gister vir mekaar gesê, die vrug van die Gees, by wyse selfbeheersing, waaroor ons praat rondom innerlike genesing, is soos 'n bloeiseltjie. En vir hierdie bloeiseltjie om 'n vrug te raak en te groei binne in jou, moet jy 'n wilskeuse uitoefen. Jy moet 'n wilsbesluit neem. Met ander woorde, jy moet jou verstand rig en lei om dit te besluit. En dit gebeur natuurlik ook net deur die genade van die Here, nie waar nie. Maar dit is belangrik dat jy jou verstand moet gebruik om raak te sien dat losbandigheid en 'n gebrek aan beheersing skade en ellende in jou lewe veroorsaak. Dat versoekings en slaggate sonder selfbeheersing lei tot stikkend en seer, chaos en verwoesting. Jy moet jou verstand gebruik om 'n besluit te neem oor jou begeertes, drange en emosies, dat jy dit gaan beheer en in sommige gevalle selfs heeltemal gaan kruisig. Verder moet jy ook jou verstand gebruik om jou wil te aktiveer. Jy moet jou wilskrag oefen om die besluit van jou verstand uit te voer. Maar hoe? Om jou te motiveer om dit te doen, beteken jy moet redes vind om hierdie vrug in jou te laat groei. Jy gebruik jou verstand om die redes te ontdek waarom jy jou selfbeheersing moet laat groei en in jou lewe laat ontwikkel en dit dan toepas. Ja, maar die volgende sake kan jou daarmee help. Dink bietjie hieroor. Selfbeheersing is tot eer van die Here. God word tog nie verheerlik deur woede-uitbarstings nie. Nee, God word verheerlik deur dat jy emosies onderhewig stel aan sy grootheid en aan sy goedheid en genade in jou lewe. Selfbeheersing is om gehoorsaamheid aan die Here tot 'n nuwe vlak te vat. Dit is tog vir ons belangrik om aan die Here gehoorsaam te wees, nie waar nie? Selfbeheersing is in belang van jou eie gesondheid. Byvoorbeeld, as jy te veel drink, dalk te veel oefen, dit kan net so sleg wees, nee. Selfbeheersing is op die einde van die dag nodig ter wille van jou eie geluk, want ek voel goed oor myself en ek ly nie aan skuldgevoelens as ek toegee aan versoekings nie. Verder is selfbeheersing nodig ter wille van beter verhoudings met jou dierbares en met jou naaste. As ek my meer en baie kan beheer en byvoorbeeld selfs aan my lewensmaat getrou kan bly, sal dit mos ons verhoudings tot baat wees. Verder is selfbeheersing belangrik ter wille van selfrespek. Ek voel goed oor myself want my lewe is goed georganiseer. My program verloop redelik ordelik. Ek is nie gedurig in die moeilikheid nie en hoef nie by iemand die hele tyd argumente onthaalwe geld te leen nie. Selfbeheersing is nodig vir my geestelike groei. Ek hou gereeld stilte tyd. Ek woon gereeld eredienste by. Dis alles selfbeheersing, nee. Selfbeheersing is nodig vir 'n groter lewensvreugde. As jy groter lewensvreugde wil hê, dan sê ons vir mekaar, goeie dinge gebeur met mense wat selfbeheersing het. En dit is natuurlik so dat selfbeheersing die bron van ware vryheid is. Innerlike vryheid. Selfbeheersing beperk nie ons vryheid nie. Inteendeel, daarsonder word ons slawe van ons begeertes en emosies en drange. Selfbeheersing is nodig om jou te help voel dat jy in beheer van jou lewe is. Dit help jou om te voel dat God in beheer van jou lewe is. Dit is boonop 'n baie wonderlike en kosbare emosie. Selfbeheersing is nodig om jou te help, om jou langtermyn doelwitte te bereik en jou ideale te verwesenlik. Dit help jou om koelkop te bly en koers te hou. Mag die Here, liewe kinders, jong mense, oupas, oumas, mamas, papas, studente, deur sy Gees jou seën en mag jy dit streef, honger en dors, selfbeheersing. Ons bid dit as kerk vir mekaar in die naam van ons Here Jesus. Amen.